Toetrede vanmôre is gesang 179, strofes 1, 2 en 3. Baie dankie dokter. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, waar 2 of 3 in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 521, verse 1 en 2. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely, en kom ons sing saam uit Psalm 130, verse 1 en 2. Broers en susters, nou dat ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemele en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag
weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing uit Gesang 191, verse 1 en 3. Geliefdes, voordat ons môre die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan lees, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Here, U is vir ons 'n rots, U is vir ons 'n anker. En elke keer, Heer, wat ons die voorreg het om hier by mekaar te mag kom in 'n erediens, waar ons die voorreg het om gekonfronteer te word met U woord, of ons nou hier fisies teenwoordig is, of daar waar ons ook al mag bevind. Dank ons, Here. Maar elke keer, Here, wanneer ons hierdie woord oopmaak, dan is dit 'n waagstuk. Ja, ons as moderne mens is soms so oortuig van wie ons kennis en ons insig. Ons is mos die slim generasie. En daarom is ons soms so lief om te lees wat ons wil lees en te hoor wat ons wil hoor, want ons het hierdie ongelooflike tegnieke uitgewerk om U woord by ons lewens te laat aanpas. Maar tog, Here, ten spyte van dit alles, gee U ons die voorreg om U woord te kan oopmaak en weer te kan lees, weer te kan probeer. En daarom is ons bede vanmôre, Here, dat ons U stem sal hoor. Dat ons U wil in hierdie teks nie net sal hoor nie, sal vind en dit sal leef deur die leiding van U Gees. Here, U ken ons. Elkeen wat vanmôre hier sit. Elkeen wat inluister en inkyk. Here, U weet wat in ons harte leef. Ons is soms ongelooflike akteurs. Ons dra maskers.
Ons gee voor. Maar Here, U ken ons. En daarom bid ons, Heer, dat ons vanmôre daardie maskers en daardie voorgee, pretensies, vir 'n oomblik sal laat sak. Help ons deur die Gees en maak ons harte oop. En laat ons vir 'n slag ook eerlik wees met onsself. Vader, ons bid vir ons broers en vir ons susters wat vanmôre nie hier kan wees. Ons dink aan hulle wat siek is, Here, in hospitale lê. Familie, geliefdes, vriende, kollegas. Ja, Here, daardie lys wat ons vanmôre genoem het, daar is 3 keer daardie lys. U weet. Vader, ons bede is. Wees daar. Gee die nodige versterking, geloof en leiding. Maar Here, ons wil ook vanmôre vir U sê dankie. Dankie vir hierdie gemeente. U gemeente, wat U aan ons toe vertrou het. Dat U soveel vertroue het, laat U hierdie gemeente aan gebroke mense of sondige mense soos ons, en nie besonder ook aan 'n predikant soos ek op kan toevertrou. Maar U het 'n doel met elkeen van ons. Ons het 'n taak om te vervul, 'n roeping. Want ons is veronderstel om iets raak te sien en te verkondig wat die wêreld nie sien nie. Wat die wêreld nie verstaan nie. So Here, bid ek ook vanmôre vir elke gemeente en elke denominasie wat met erns U woord verkondig en met erns besig is. Ek bid ook vir elke kollega. Of daardie kollega 'n predikant of 'n pastoor is. Maak nie saak. Maar dat elkeen van hulle ook sal besef dat dit waarmee hulle besig is God se werk. Hulle is net instrumente. Feilbare instrumente. En so bid ons Heer dat ons en ons noem dit moderne mens, dat ons ook weer op ons knieë sal gaan. Nederig sal word. Nie net eerlik sal wees nie, maar ook sal besef wie ons is. En ook maar moet erken dat ons U nodig het. Ons het die afgelope 3 weke, die vorige 3 Sondae, het ons gehoor, ons is nooit werklik voorberei nie. Ons soek ons versadiging in hierdie ou wêreld en ons dink om dankbaar te wees is om dankie te sê. Hoe verkeerd kan ons wees? En dan Heer, het ons soms net daardie begeerte om net te hardloop, te vlug. So leer die slim geleerde psigoloog ons ook. Dis 'n natuurlike instink van die mens, om te veg of om te vlug. Ons vlug maklik. Ons het baie kere daardie hartsbegeerte. As ons veg, gaan dit oor oorlewing, gaan dit oor voorbereiding en versadiging. Nie oor ons geloof nie. Nee, daar vlug ons. So Here, as ons nou uit hierdie gedeelte gaan lees, 'n baie bekende gedeelte, bid ons dat U ons harte sal oopmaak en dat U Gees sal spreek. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus.
Amen. Gemeente, ons maak vanmôre die Here se woord oop uit 'n baie bekende boek in die Ou Testament. 'n Boek wat die kinders baie goed ken is. 'n Verhaal die gebeure rondom Jona. En om Jona op te som is eintlik baie maklik. Hy was 'n ou wat maar 'n slegte profeet was. Hy hardloop weg. Hy bring 'n klomp mense in gevaar op 'n boot. 'n Vislik kom in. Die vis spoeg hom uit. Hy gaan preek die kortste preek in die geskiedenis van die wêreld en hy raak teleurgestel as die preek slaag. Dis wat ons maar van Jona weet en dis die indrukke wat ons het van Jona. Kom ons wees nou maar eerlik. Ons dink nie baie van hierdie profeet nie. Veral as 'n mens hom nou sou vergelyk met profete soos Jeremia en Jesaja, Esegiel, Habakuk en noem hulle almal op. Maar ons lees vanmôre saam daaruit hoofstuk 1. Interessant, die 2020 vertaling sluit hierdie hoofstuk af by vers 16. Die ou vertaling het dit gedoen tot aan met vers 17. Ek gaan vanmôre vers 17 bylees, alhoewel dit nou nie op die bord gaan verskyn nie. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai, gekom. Staan op. Gaan na die groot stad Ninive en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Hy het afgegaan na Jafo en daar op 'n skip afgekom wat op pad was na Tarsis. Hy het die reisgeld betaal en in die skip afgeklim en saam met hulle na Tarsis gegaan, weg van die teenwoordigheid van die Here. Maar die Here het 'n sterk wind oor die see laat opkom. Daar was 'n groot storm op die see en die skip was op die punt om in stukke te breek. Die matrose was bang en het elkeen na sy God om hulp geroep. Hulle het ook die toerusting wat op die skip was in die see gegooi om hulle vrag ligter te maak. Jona het egter afgegaan na die agterste ruim van die skip en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Die skipskaptein gaan toe na hom en sê vir hom: "Wat is dit met jou dat jy so vas lê en slaap? Staan op. Want dit is met jou dat Wat is dit met jou dat jy so vas lê en slaap? Staan op, roep jou God aan. Miskien sal die God aan ons dink en ons sal nie ondergaan nie." Die matroos het vir mekaar gesê: "Kom ons beslis die saak deur die lot, sodat ons kan weet deur wie se toedoen hierdie ramp ons tref." Hulle het met die lot beslis en die lot het Jona uitgewys. Toe sê hulle vir hom: "Vertel ons asseblief waarom hierdie ramp ons tref. Watter werk doen jy en waar kom jy vandaan? Uit watter land kom jy en van watter volk?" Hy het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër. En die Here, die God van die hemel wat die see en die droë grond gemaak het, dien ek met ontzag." Die manne was so vreesbevange en het vir hom gesê: "Hoe kon jy so iets doen?" Hulle het immers geweet dat hy besig was om te vlug weg van die teenwoordigheid van die Here, want hy het dit vir hulle vertel. Hulle sê toe vir hom: "Wat moet ons met jou maak, sodat die see om ons kan bedaar? Want die see het al hoe onstuimiger geraak." Hy het geantwoord: "Vat my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle bedaar, want ek is seker, dit is oor my dat hierdie groot storm oor julle woed." Die mans het hard geroei en weer die land te probeer bereik, maar hulle kon nie daarin slaag nie, want die see het al hoe onstuimiger geraak teen hulle. Toe hulle die Here aanroep, hulle het gesê: "Ag Here, laat ons asseblief nie vergaan as gevolg van hierdie man se lewe nie. Moet dit tog nie teen ons hou as ons onskuldige bloed vergiet nie. U is immers die Here.
U doen wat U wil. Hulle het Jona opgetel en hom in die see gegooi en die see het opgehou met sy getuur. Toe was die manne geweldig bang vir die Here. Hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Die Here het dit so beskik dat 'n groot vis Jona insluk en hy was 3 dae en 3 nagte lank in die vis se maag. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Geseënd is elkeen wat die Here se woord hoor, dit ook glo en daarvolgens leef. Geliefdes, ons gaan nou saam sing daaruit Gesang 509 en ons sing daar al 4 die strofes. Kom ons hoop die orgel het nou 'n bietjie warmer geword. Dankie dokter. Gemeente, ons teksvers vir die prediking kom daaruit vers 3. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Hy het afgegaan na Jafo, daar op 'n skip afgekom wat op pad was na Tarsis. Hy het die reisgeld betaal en in die skip afgeklim en saam met hulle na Tarsis te gaan. Weg van die teenwoordigheid van die Here. Die van u wat die 83 vertaling lees en hierdie gedeelte ken, sal weet dat hy het afgegaan na Jafo. U sal lees in die 83 staan daar Joppe. Hy het afgegaan na Joppe. Nou die rede daarvoor is dat die ou Griekse vertaling van die Ou Testament het gepraat van Joppe. In die Nuwe Testament staan dit ook bekend. Die
plek, die dorp, die kusdorp as Joppe. Maar in die oorspronklike Hebreëse teks was dit Jafo. Dis die rede vir die verskil net vir interessantheid. Nou ek het vers 3 opgegee as teksvers, maar ek sou graag vers 9 vanmôre ook wou lees. Hy het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër, en die Here, die God van die hemel en die see en die droë grond gemaak het, dien ek met ontzag. Geliefdes, soos ons vroeër gesê het vanmôre, ons dink nie veel van Jona nie. Ons sien hom as hierdie slegte profeet, lui profeet, onverantwoordelike profeet. Maar jy sal onthou in die kinderjare was daar speletjies wat ons gespeel het. Ek dink nou die dag aan die kinderdae daar by my ouma, hulle het ons altyd daar op die grasperk voor. Ja, en dit was nog die dae, daar was geen heininge en hekke en niks. Het ons altyd vroteier gespeel. Dalk is daar van u wat dit kan onthou, en hardloop en so meer. Ons speel ook soms 'n speletjies. En een van die gewildste speletjies wat ons speel, baie keer is so by onsself, is die spel van Jona. Wie van u al het in u hart gedagtes? Gevoel genoeg is nou genoeg. Net, ek loop nou na die personeelkantoor toe en ek sit my bedanking in. Ek het nou genoeg gehad, ek loop. Wie van u wat besighede besit of praktyke besit, het al op 'n punt gekom en gesê, tot hier toe en nie verder nie. Ek maak toe. Ek loop. Hoe baie van jong mense het al op universiteit gevoel, ek staak my studies. Ek sien nie langer die voorkans nie. Of daar by die skool, ek gaan nie aan met wiskunde nie, of ek gaan nie aan met wetenskap nie, of ek gaan nie aan met hierdie vak nie, ek kom nie reg nie. Hoe baie keer het jong mense al gevoel vir hierdie huishouding, vir my ouers en die opset, sien ek nie kans nie. Ek loop. Hoe baie kere het ons het dalk al so gevoel in ons huwelike nie. Kom ons wees nou eerlik vanmôre. Ek het nou genoeg gehad, ek loop. En dan aan die een kant, behalwe dat ons dink Job is sleg, aan die een kant is ons jaloers op, al sê ek Job, op Jona, skus. Jona, nie Job nie, Jona. Is ons so jaloers op Jona. Want Jona kon so maklik net oppak en gaan. Hy het geen verantwoordelikheid gehad nie. Hy het nie vrou of kinders of debietorders gehad wat die einde van die maand moes afgaan nie. Hy het nie mense gehad waarvoor hy moes sorg nie, ons lees nie daarvan nie. Heel waarskynlik was hy maar 'n man wat swaar gekry, dalk iemand soos 'n Amos, dalk het hy iemand se skaap of iets opgepas, 'n herder of iets, ons weet nie. Hy kom ook daar van Amitai, dis so noordoos daar van Hasaret. Ons lees daarvan uit die stam van Sibilon, as sou Jakob ook die seun uitspreek, so 'n kusplekkie ook gewees. Was ook nou nie een van die indrukwekkende stamme nie. Dan dink 'n mens so by jouself, dis so maklik. Sou dit nie maklik wees as mens net die karavaan kon haak en gaan nie. Maar dan slaan die realiteit 'n mens. En jy raak rustig en jy besef, maar ek kan nie bedank nie, want ek het 'n gesin om voor te sorg.
Ek moet klaarmaak met skool. Ek het hierdie kwalifikasies nodig. Ek is lief vir my man, al maak hy my soms hoe kwaad. Ek is lief vir my vrou, al maak sy my soms hoe kwaad. Ek het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie net loop nie. Ons kan nie net vlug nie. En tog, broers en susters, doen ons dit op 'n sekere manier. Doen ons wat Jona doen, so nou en dan. Ons as moderne mens het die voorreg om so nou en dan die karavaan te haak en te ry. Ons mans, hierdie tyd van die jaar, is ons Jona tyd. Want dan gaan jag ons. Vir jare het die verskoning gewerk. Man, dis goedkoop vleis. Dan is die vrieskas weer vol. Ja, nou met die dieselprys en die pryse van wat dit kos om te jag, nou werk dit nie. Maar kom ons wees eerlik. En ek het dit gesien die jare met die jagnaweke. Mans kry die geleentheid om 'n bietjie net te vlug, weg te kom van die werk, 'n bietjie ontslae te raak van hulle frustrasies. Ek het so baie aande daar om die vuur gesit en luister, die mense gelos. Ons as moderne mense het soms die geleentheid om net te vlug. Bewyse van Spreuke soos 'n Jona na Tarsus toe te gaan. Maar ons kan dit nie vir te lank doen nie. Ons kan nie te lank by die see gaan sit of iewers in die bos nie. Ons kan nie elke naweek wegloop nie. En dit bring my ons vanmôre by hierdie gedeelte uit Jona. Want dis ook 'n boek waaroor daar baie geskryf is. Interessant. Mens kan Jona op verskillende vlakke lees. Ons het eintlik reeds na een verwys. Die mees gewildste en waarmee ons destyds in ons studies gekonfronteer is dat ons moet Jona allegories verstaan. Soos 'n mite of 'n legende. Dit het nie regtig gebeur nie. Dit is onmoontlik. Maar dit beteken nie die boek is van minder waarde nie. Ons kan nog baie daaruit leer. My vraag was altyd, professor, waar stop die allegorie? Want die uiteinde is die maagdelike geboorte en die opstanding. En ek weet, daar is baie wat glo aan die allegorie van baie tekste. Moet ons hierdie gedeelte dan beskou as 'n absolute historiese, werklike gebeurtenis. Jona so 750 voor Christus, ou Abraham so 1000 jaar voor hom. Ons praat van 'n boek rofweg afgerond 4000 jaar. Jy weet broers en susters, ons raak so baie kere ingesleep in daai drog redenasies en vra oor die skepping en oor of dit nou kon en byvoorbeeld Jona en die vis. Mense kan mekaar beklei. Dis 'n manier om ook die boek te lees en dan te kom op die punt, maar kyk hoe sleg is Jona. Wou nie die Here se werk doen nie. Die woord van God is eintlik veel meer as dit, broer en suster. Kom ek verduidelik dit op 'n ander manier. As ek 100 jaar terug, wat jy self 100 jaar terug, ek het hier gestaan en u was almal hier. Dink aan al die oupas en oumas 100 jaar terug in 1926. En ek sou daardie oggend staan en sê, broer en suster, oor 100 jaar van nou af, gaan jy met mense aan die ander kant van die water kan praat, jy gaan hom kan sien, jy gaan met mekaar kan praat. Dokters gaan deur middel van 'n proses soos 'n angiogram tot binne in jou hart kom en 'n stent, 'n spring daarin sit en jou lewe red. Ons gaan die wêreld vol vlieg. Ons gaan teen 300 en nog meer kilometer per uur kan beweeg op snelweë.
Dat hierdie pragtige land, waarvoor julle 'n paar jare terug julle bloed vergiet het, vir julle nageslag, deur 'n klomp ongelowige barbare geregeer sou word. So almal vir my gesê het, ek is stapel gek. Kan nie, is onmoontlik. Nou broer en suster, as ons in hierdie moderne wêreld dinge regkry wat onmoontlik is, hoeveel te meer nie God, wat buite tyd en ruimte staan. En daarom wil ek nie in die gesprek en die argument betrokke raak oor of Jona nou deur 'n vis ingesluk is of nie. Want is moontlik, natuurlik, is God is besig. En daar is talle voorbeelde in die Bybel. En genadiglik met argeologie, en het baie slim mense na hulle klomp goed in die Bybel ook na vir ons uitgewys, is waar. Praat Nasaret. Praat hierdie week daaroor, dat daar's geleer, die Here Jesus kon nie in Nasaret groot geword het nie, want Nasaret het eers 400 jaar na sy geboorte ontstaan, soos ons geleer. Wat ontdek die argeoloog? 'n plekkie naby Nasaret, wat dateer lank voor Christus. Broer en suster, ons kan die Bybel op verskillende maniere gaan lees. Maar u sal weet dat ek altyd die beeld gebruik van 'n spieël. Die Bybel is 'n spieël. En as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons iets van onsself raak. Ons het vanmôre reeds iets daarvan verwoord, want ons is ook soos 'n Jona. Ons wil ook baie kere net los en net vlug, en ons doen dit. Ek sê vir jou as gemeente, dankie dat ek baie keer, 2 keer 'n jaar, net 'n bietjie kan vlug. Ons het dit nodig. Jona was nie 'n slegte ou. Jona was ons. Daar dinge in Jona se lewe gebeur wat hy ook nie verstaan het nie. Net soos u die stupid opdragte van u baas nie kan verstaan nie en wat u die mure wil uitdryf. Net soos jy wat daar in die klaskamer die wiskunde nie verstaan nie, of dit wat die professor daar kwytraak voor in die lesingssaal. Of die dinge wat in die lewe gebeur in verhoudings, in hierdie land, in hierdie wêreld, nie verstaan nie. So was dit met Jona ook. Nie vir hom sin gemaak nie. Die Here sê vir hom, gaan na Ninive. Gaan na die heidene. Ons lees hier, die Here dink nie veel van hulle nie. Hulle is vir hom aansoet in sy oë. En Ninive was op daardie stadium soos 'n wêreldstad, 'n beleerde stad, 'n ommuurde stad, 'n stad wat beskerm is. Daar word gesê dis vernoem na Nina, die afgod. En hy moet vir hulle gaan sê, hierdie stad word oor 40 dae verwoes, bekeer julle. Broer en suster, ek sou ook nie gegaan het nie. Ek is eerlik. Want dit maak op geen manier sin nie. Wat moet hy, Jona, in hierdie Assiriese ryk, hierdie magtige mense, vir hulle gaan sê, dat 40 dae is als vernietig. Punt 1, hoekom moet hy dit gaan sê? Die Here gaan dit in elk geval doen. Dis die Here se probleem. Kom moet dit sy probleem word. Hy word nie gestuur met 'n koningsbrief nie. Hy's niemand. Niemand ken hom nie. En die kans dat hulle hom by die 3de dag sy keel gaan afsny en hom daar op 'n ashoop gaan gooi is ook goed. Hy wil nie sy naam met 'n plank gaan slaan in elk geval, soos die jong mense sou sê nie. Hy verstaan nie die lewe nie. Hier is 'n situasie wat vir hom op geen manier sin maak nie, net soos daar in ons lewens baie kere situasies is wat nie sin maak nie. Soos huidiglik in die kerk.
hoe Christene met mekaar kan beklei oor 'n kerkgebou. Waar 'n vergadering 'n besluit neem, ons vat hulle kerkgeboue, ons verkoop dit en die geld wat ons kry belê ons en hoef julle nie weer heffings te betaal nie. En nie een staan op en teken jy se teenstem aan nie. Dis sulke dinge in die lewe wat ek nie verstaan. Waar 'n jong mens sy lewe verloor. Waar 'n ma of 'n pa of 'n oupa hulle kinders of kleinkinders alleen moet grootmaak. Waar ouers alles in hulle vermoë vir hulle kinders doen en hulle kinders is nooit tevrede nie. Hulle kinders skryf hulle af. Broer en suster, as 'n dominee kan ek jy besig hou vir baie lank. 'n Klomp dinge wat ek ook nie verstaan. En dis hoekom Jona vlug Tarsus toe. Hy beweeg weswaarts. Tarsus is nou daar waar Spanje is vandag. Dink aan Tarsus, dink ons natuurlik aan nou Paulus. Heeltemal in dieselfde rigting. En ons lees hier mooi, want hy wil wegkom uit die teenwoordigheid van God. Dan dink 'n mens aan hierdie woorde van Psalm 139 vers 7 en 8. Waarheen kan ek gaan weg van die Gees? Waarheen kan ek vlug weg van die teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Dink, weet nou nie wanneer is Psalm 139 nou geskryf presies nie, maar daar is 'n Psalm van Dawid, so ja, dit moes bekend gewees het. Hy daarvan vergeet. Onthou wat altyd sê, daar is geglo die Here woon daar tussen sy volk, daar in Jerusalem, daar by die tempel, daar by die plek van ontmoeting op Sionsberg. Die Here word 'n probleem en hy dink hy kan vlug. Mense leef vandag nog steeds so, broer en suster. Ons leef in 'n wêreld waar goeie, gelowige mense met 'n goeie opvoeding van die Here vlug. En as jy nie my glo nie, ry vanmôre, gaan stop by Meybel en gaan kyk wie's binne in Checkers en wie sit by Wimpy en Elmas. Gaan kyk wie sit daar. Ons mense vlug van die Here. En dalk, ek is nou nie 'n sielkundige of 'n psigiater nie, maar dit maak vir mense net nie meer sin nie. Daardie gedagte van om voorberei te wees, om versadig te word, om werklik tevrede, gelukkig te wees, mense stoei daarmee. En die moderne wêreld het ons oortuig en verkoop dit aan ons 'n hele besigheid daarmee gemaak dat dit moontlik is. En elke dag faal ons daarin. En nou is ons al daar waar ons oortuig is dat die Here ons gefaal het. Die Here verwag te veel. Dit wat die Here in sy woord vir ons leer is stories en dit maak nie sin nie en dit kan nie werk nie. Daarom vlug ek op 'n Sondag na 'n winkelsentrum toe. Net om te probeer krag kry vir die week wat voor lê. Dis waarom eredienste leeg is. Kerkgeboue verkoop word. Tragies, maar dis waar. Ja, broer en suster, Jona was toe nou nie die slegte profeet nie. As ons Jona lees, dan is dit 'n duidelike, helder spieël en ons sien onsself. En soos ek gesê het, partykeer vlug ons net so 'n bietjie, ons gaan weg met vakansie, niks fout daarmee nie, is reg, batterye te herlaai. Maar baie keer vlug mense hulle hele lewe, hulle hardloop.
En Jona dink hy gaan kry dit reg. Ons lees dit weg van die teenwoordigheid van die Here as hy dit ook oorvertel. Hy gaan lê daar onder by die skip, hy breek. Hierdie ou is in 'n depressie gat, hy's raak aan die slaap. Hy slaap, hy's klaar, het genoeg gehad. Soos baie van ons vanmôre gevoel het om dalk die kombers oor die kop te trek, toe dit so koud is. En glo my, môreoggend gaan jy ook so voel. Maar jy gaan opstaan. Die wonder is nie die vis nie. Die gaan ook nie oor die ongehoorsaamheid en die slegtigheid van hierdie profeet nie. Die wonder of die genade in hierdie spieël is om verby jouself te kyk en die Here raak te sien. Want die Here los nie vir Jona nie. Die Here sien iets groter. Hy sien 'n stad wat tot bekering gaan kom. Daar die ou saak van die verbond, sodat julle ook 'n seën vir ander nasies kan wees. Daarom ek persoonlik, is dit vir my verskriklik, as ek hoor, hoeveel Christene in die Midde-Ooste doodgemaak word. Jou verbond gesê, om 'n seën te wees ook vir ander nasies. Nie om te loop en uit te moor nie. Ja, die Here los vir Jona nie. En Jona se besluite, sy vlug het gevolge. Baie slegte gevolge gehad vir mense saam met hom. Ons het gelukkig daarom daai wysheid en dis die een voordeel wat ons nou weer het bo Jona, hy het niks en niemand gehad nie, so hy het gedink is maklik, hy gaan lê en hy slaap en hy's ontslaaf van die probleem. Hy kom weg. En ek weet, as ons net bedank of net loop of wat ook al, dit raak mense, dit raak jou gesinne, dit veroorsaak chaos. En so veroorsaak het chaos ook daar. Vrou Jona en die lot wys, maar dan hierdie gedagte in vers 9 wat vir ons wys, vrou Jona was nie 'n sleg ou nie, hy sê maar ek het die Here gedien met oorgawe, met ontsag. Hy ontken nie die Here nie. Hy sê vir hulle, dis eintlik sy eerste prediking. En hier die skipse mense kom tot bekering, hulle bring 'n offer. Ons weet nie die geskiedenis verder nie. Maar hier gebeur iets groters. En ons ken die verhaal verder wat met Ninive gebeur het. En ons weet dat Jona ook maar op 'n stadium baie teleurgesteld was toe die stad nie verwoes is nie. Die punt, broer en suster, is dit. En ek gaan nog baie keer in ons lewens voel. Dinge raak nou 'n bietjie erg. Maar dis deel van mens. Want daar is baie dinge in die lewe wat ons nie verstaan nie. Verstaan nie kanker nie. Verstaan nie lyding nie. Verstaan nie verwerping nie. Verstaan nie die dinge wat in die samelewing gebeur nie. Maar ek sê ook elke keer, en ek sê dit weer vanmôre, ons dien 'n God met ontsag. 'n God wat veel groter is. Want weet jy wat doen hierdie God? Hy sou weer 'n Jona stuur. Met die naam van Jesus Christus. En daardie Jona sou ook by geleentheid gevoel het hy wil weghardloop. Dink aan dit Getsemane, Here, nie my wil nie, maar U wil, maar as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan.
Vir 'n oomblik lees ons dat die Here wou gaan. En ons het dit ook vir mekaar gesê, na aanleiding van alles wat met hom gebeur het. Sy eie disippels wat hom in die steek gelaat het, verlede week sing hy nog 'n lofsang, 'n lofpsalm saam met hulle. Nie een van ons sou dit gedoen het, ek sou hulle weggejaag het. Ons sou omgedraai en geloop het, maar hy doen nie. Hy gaan vrywilligheid die donker dieptes van die dood in. Hoekom? Sodat die lewe weer kan sin maak. Sodat ons ook 'n uitsig kan kry op God se perspektief. Omdat ons ook weer die versterking kan ontvang van die Heilige Gees. So mooi daar in Johannes. As die Here Jesus worstel, dan lees ons, en daar word engele gestuur om hom te versterk. Dink oor die lewe na. Dink aan al die kere wat u ook gevoel het, dit raak nou net vir my te veel. Dan kom maar so kalmte oor 'n mens. 'n Mens kom weer tot jou sinne. En later lag jy weer. Leef jy met daardie lied in die hart. Waar kom dit vandaan? Die Here is die werk van die Heilige Gees. God dank die Here Jesus het nie gevlug nie. Daarom hoef ons ook nie te vlug nie, al voel ons so. Ons hoef nie weg te hardloop vir die Here nie. Want ons kan nie. Die Here is daar. Al wat die Here van ons vra is om net weer sy hand te vat, want sy hand is altyd daar. Dis wat hierdie ou wêreld nodig het. Ons hoor so baie en ons lees so baie, ons kort net 'n nuwe politieke party en 'n nuwe beleid en 'n nuwe dit en 'n nuwe en so gaan dit oor die wêreld heen. Hierdie regering gaan al die ellende wegvat. Hierdie speletjie van voorbereiding, versadiging, tevredenheid. Nee. Ons vind dit by God. Daar's nog baie dinge nou Jonas se lewe gebeur wat hy nie verstaan nie. Daar het baie dinge in Moses se lewe gebeur wat hy nie verstaan nie. Abraham se lewe, Jakob, ou Josef, Jeremia, Jesaja, Petrus, Paulus, Timoteus, noem hulle op. En so broer en suster, gaan daar ook baie dinge in my lewe nog gebeur wat ons nie verstaan. Ons gaan ook soms moedeloos raak, want ons is mens. Ga lees maar die psalms ook. Ou Dawid was ook baie kere daar. Maar elke keer kom die Here en hy wys. Hy los ons nie. Daardie woorde van ou Dawid in Psalm 139. Waarheen kan ek gaan weg van u gees? Waarheen kan ek vlug weg van die teenwoordigheid? Kan nie. Want u is daar. My broer en my suster, in hierdie tye waarin ons leef, onthou net dit. God is daar. En die Here het met elkeen van ons 'n doel en 'n plan. Ons is deel van sy meesterplan. Al verstaan ons dit nie altyd. Soos die Here ook besig met ons as gelowiges, as Christene, as sy kerk, as hierdie gemeente, maar ook as 'n volk. Al wil die wêreld en die ou duiwel ons anders verduidelik, anders vertel. Het is eintlik tragies dat 'n klomp heidene ou Jona moes bring op 'n belydenis. Soms is dit maar krisisse en gevolge van ons eie besluite.
wat ons op ons knieë moet bring. Maar ons kan bely. U is daar. Geliefdes, terwyl u so sit, kom ons sluit ons oë. Ons hemelse Vader, Here, ons erken ook vanmôre in skaamte en skande, as ons die maskers en die voorgee een kant toe skuif. Kan ons vanmôre sê, ons raak ook soms skeelvol. Die mooi Afrikaanse uitdrukking is siek en sat vir 'n klomp dinge. Maar dankie Here dat ons weet u dit verstaan. U seun het tussen ons geleef. U seun weet wat hierdie ou wêreld en hierdie lewe van ons verwag. U weet met wat se verantwoordelikhede en bekommernisse ons sit. U verstaan dat ons soms net wil tasjes toe vlug. Maar Here, het laat my dink aan daardie geleentheid met die disippels wat op pad was in 'n totaal ander rigting, Betsaida toe. Kom daar 'n storm en hy kom saam met hulle in die skytjie en hulle kom daar uit by Betsaida. Genesaret. Hulle wou Betsaida toe gaan. Daar by Genesaret, daar tussen die heidene. En die evangelie word verkondig. Maar hulle is nie alleen nie. Hy is saam met hulle. Here, my bede is dat U met ons sal wees. Met ons as 'n geloofsgemeenskap. Met ons as 'n gemeente. Met al die uitdagings en al die gevaar en al die onsekerheid. Here, lei ons, laat ons sal sterk staan in die geloof. Dat ons nie sal vlug nie. Maar dat ons in ons spore sal omdraai en sal bekeer. Dis tog immers wat tot inkeer beteken. Maar dat ons ook sal veg, sal praat vir die behoud van die evangelie. Laat ons kinders en die kinders wat nog kom, ook daar die woorde sal kan spreek. U is daar, U is met ons, daar is toekoms, daar is 'n hoop. Ons hoef nie soos 'n klomp gek mense rond te skarrel en rond te dwaal en soekend te wees soos hierdie wêreld waarin ons leef nie. Ons as gelowiges het 'n rigting. Ons het 'n toekoms. Dis is op pad. Ja, dis soms 'n moeilike pad. Hy is soms styl en hy is soms smal. Maar hy is met ons. En dit lei na 'n heerlikheid, 'n ewige tuiste, wat ons nie altyd ook verstaan nie. Maar U woord gee vir ons grepe, soos 'n foto. Here, mag ons mekaar onderskraag in gebed. Mag ons mekaar ondersteun. Mag ons mekaar by mekaar hou. Bewaar ons deur U Gees. Vader, dit bid ons. In die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sluit vanmôre af met gesang 275. 'n Ou bekende gesang. O God van Jakob, deur die hand. Ons sing daar al die strofes. Die orgel nou wil saamwerk of nie, maar kom ons sing dit uit ons hart. Want daardie gesang het soveel diepte in sy woorde. Kom ons sing dit staande, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. En dan sluit ons af
met Gesang 278 en ons sing dit 2 keer. Dankie dokter. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees, want hy is daar. Amen.